vriende, baie lekker om vandag weer saam met julle te kan kuier hier by Gebedsoond. Dit is vir my weer 'n voorreg om met jou te deel oor die Gebedsoond en oor ons gebedslewens en hoe ons kan verbeter en dat ons tot eer van die Here sal optree en die Here sal beter leer ken, deur met hom 'n beter verhouding te hê, deur ons gebedslewe, dat ons nie net 'n selfgesentreerde lewe sal hê nie, maar dat ons hom ten volle sal eer. Nou verlede week, net om weer 'n bietjie te recap, het ek met julle gepraat oor die hart en die gees van die bidder. Dat ons hart moet brandende wees vir hom, en ek wil net, as jy nie die vorige sessie gekyk het nie, wil ek dit net aanbeveel by jou, gaan terug, gaan kyk op YouTube, op my kanaal, en jy sal dit daar vind. Maak dan seker, begin van vooraf, en dan is jy welkom om dan weer hierdie gedeelte te kyk. Baie dankie vir julle, en mag die Here vir ons ryklik seën vanoggend. Nou vandag gaan ek gesels oor die binnekamer, die sirkel van gebed. Ek dink hier is nogal 'n baie belangrike dimensie van gebed, jou binnekamer. Dink ek is baie belangrik. Alhoewel 'n mens kan oral bid, maar jou binnekamer dink ek is meer privaat, is meer intens, en dit is waar jy veilig voel, en ek noem dit sommer die sirkel van gebed. Nou goed, ek gaan wegspring, en dan gaan ons hierdie sirkel van gebed met jou deel vandag. En voordat ek aangaan, wil ek net weer vir jou herinner, subscribe, like, en help ons kanaal om so te groei, sodat ander mense dit ook kan sien. Hoe meer likes daar is, en hoe meer subscribers daar is, hoe wyer sal hierdie video versprei word, en ek sê vir jou baie dankie vir jou deelname daaraan. Mag die Here vir jou ryklik seën. Kom ons spring weg. Die tweede dimensie van die gebedsoond. Dit is die binnekamer, sirkel van gebed. Matteus 6 vers 6 sê, wanneer jy bid, gaan in jou binnekamer, sluit jou deur, en bid jou Vader wat in die verborgene is, en jou Vader wat in die verborgene sien, sal jou in die openbaar vergelde. Ja, ons moet nie wees soos die ou tollenaar nie, ne, wat gekom het en op sy bors geslaan het en sê, hy bid tot die Here en ek is 'n goeie mens en so aan. Nee, hy wou deur mense gesien word, en dit help nie. Ons moet 'n intieme verhouding met die Here hê, jy en jy alleen. En dan die betekenis van die binnekamer. Dit beteken tamion in Grieks. Dit is 'n geheime plek waar mens jou waardevolste besitting bære. Dan 'n tweede punt, dit is soos 'n kluis, 'n plek van beperkte toegang. En die derde punt, 'n slaapkamer, 'n plek waar 'n geliefde verhouding plaasvind. Is dit nou nie mooi gestel nie? Sjoe, ek gaan dit weer 'n keer lees. Dit is so wonderlik gestel. Onthou elke keer as wat jy in jou binnekamer gaan, of jou plek van aanbidding, né? En daai sluit jou deur, beteken, nie letterlik, ek moet hom nou sluit nie, nee, dit beteken, gaan in privaatheid, maak toe, want niemand kan kom waar hulle jou kan steur nie. En dit is daar wat jy in die verborgene is, want niemand weet waar jy is nie, wat jou sien nie, en God wat in die verborgene is, wat jy ook nie sien nie, hy sien vir jou, en hy gaan jou
beloon in die openbaar. Goed, laat ek gou weer lees. Dit is 'n geheime plek waar mens jou waardevolste besitting bære. 'n Kluis, 'n plek van beperkte toegang. Nou as jy na jou kluis toe gaan dink 'n bietjie, as jy 'n kluis het in 'n vertrek en jy gaan daarin, jy gaan nie jou kluis sommer hier voor alle mense oopmaak nie. Hoekom nie? Want dit is waar jou waardevolste besittings gebêre word. So dit is kosbaar, dit is privaat, dit is joune. En derdens, 'n slaapkamer, 'n plek waar 'n geliefde verhouding plaasvind. Sjoe, hoe kosbaar is dit nie om dat ons mag 'n geliefde verhouding hê met ons hemelse Vader, die skepper van die heelal. Dit is vir my baie groot hierdie mense en dit is so waardevol en ek wil hê elke keer as wat jy gaan in jou binnekamer, dan onthou jy hierdie betekenis van die binnekamer. Tamion, dis wat die Griek sê daarvan. Goed, die binnekamer, wat is dit? Dit is 'n baie spesiale plek. Mense het dikwels spesiale plekke waar hulle ontmoet. In koffiewinkels, eetplekke, geheime plekke ensovoorts. Kinders het weer spesiale plekke by die skool of in die tuin waar hulle speel en maats ontmoet. So moet die kind van God ook 'n spesiale plek hê, waar hy met sy skepper en verlosser praat. Dit is 'n private aangeleentheid tussen maker en maaksel. Ek wil dit vir ons net weer hierso merk. Private aangeleentheid tussen maker en maaksel. Die fokus moet eerstens op God wees. Dit gaan oor hom. Hy moet aanbid en geloof word. Dan gaan dit oor julle verhouding met mekaar. Dit is juis hier waar jy jou skoene kan uittrek. Want die grond waarop jy kniel is heilige grond. Daar kan op baie ander maniere en plekke ook gebid word, soos in die kerk, voor daar geëet word, aanhoudende stil gebede, tot God die hele dag. Natuurlik, 'n mens moet vry wees. Jy moet van elke geleentheid gebruik maak om te kan bid, by enige plek waar jy kan bid. Ek wil nou met jou hierdie deel, dit gaan dalk nie vir almal lekker klink nie, maar ek onthou toe ek so seentjie was in die skool, het ek my verhouding met Jesus begin, en weet jy, ek het tot van die tyd, die geleentheid gebruik maak, pauses, wat ek alleen agter die speelgronde verkeer het, waar ek gebid het en waar ek my verhouding met die Here voortgesit het, en selfs die kere wat ek in die toilet alleen daar kon ingaan, waar ek nie wou gehad het ander kinders moes my sien nie. Selfs in die toilet, daar het ek gebid en die Here geloof gepryg. So ons is nie beperk nie, ons kan enige plek, kan ons met die Vader kommunikeer, kan ons dit 'n plek maak. Ek gaan nou weer hierdie stukkie lees. Daar kan op baie ander maniere en plekke ook gebid word, soos in die kerk, voor daar geëet word, aanhoudende stil gebede tot God, die hele dag ensovoorts. Maar, luister net na hierdie gedeelte, maar niks kan die binnekamer gebedsverhouding met die Vader vervang nie. Niks kan daai gebedsverhouding
met die Vader vervang nie. Daar waar jy alleen is, waar jy intiem met hom verkeer, waar jy jou hartsake met hom deel. Belangrike goed, lewensveranderende behoeftes wat jy het. En ja, net om by Jesus se voete te gaan sit, om rus te kry. Jy weet, in hierdie tyd wat ons lewe, het ons soveel nodig om vrede te kry. Ons is so gejaagd, ons leef in 'n wêreld wat met 'n geweldige pas voortgaan. En dan is ons, wanneer ons kom op 'n punt, dan kom ons agter, Jene, iets het my vrede gesteel. Ek het nie meer blydskap nie. My vrede is gesteel. Maar hoe awesome is dit as jy in jou binnekamer kom en jy kan weet, daar's niks daar wat jou vrede gaan steel nie. Is net jy en God. Julle twee met julle verhouding. Fantasties. En dan die volgende punt. Kommunikeer jou hart. Kommunikeer jou hart. Laat ek net hier op die regte plek kom, dat julle kan sien en my kan volg. Ek hoop dit is vir julle duidelik en leesbaar. En kom ons gaan voort. Kommunikeer jou hart. Die Vader alleen weet wat in die verborgenhede aangaan. Niemand anders nie, né? Net die Vader weet. Wat in die onsienlike gebeur en wat in die geheim beplan word. Ja, word in die geheim beplan. Hy is die alleenwyse, onverderflike en onsienlike God. 1 Timoteus 1 vers 17 sê, hoe benader jy hom dan as hy alles weet? Hoe benader jy hom dan as hy alles weet? Hoekom? En hoe doen jy dit? Die antwoord sê, kommunikeer jou hart met God. Met ander woorde, gesê net sommer praat en vra of sê of iets nie, maar jou hart, onthou die eerste gedeelte, jou hart met die warmte uitstraal, né? Die warmte van jou hart. Jou hart moet jy uitstraal. Kommunikeer jou hart met hom. Laat Christus in jou hart inkom en bou 'n verhouding van liefde en onderwerping aan sy wil vir jou lewe. Dit is in die hart van die mens waar sonde en al die slegte dinge beplan word. Dit is in die binnekamer waar die Here jou hart skoon was, witter as sneeu, en die versekering gekry word dat jy aan hom behoort en sy kind is. Fantasties! Dis wat die goed gebeur in jou binnekamer. Dis hoekom ek sê, die binnekamer gebed is baie, baie belangrik, want dit is intiem. Dit is waar God jou hart sien. En ook, hy sien jou hartseer, en jy praat met hom, gesels daar met hom. Dis nie formeel nie, dis jou Vader, wat jou lief het, en hy nooi jou uit, hy sê, kom na my toe, almal wat vermoeid en belas is, en ek sal jou rus gee. Daar in jou binnekamer, kan jy hierdie dinge ervaar, hierdie dinge kan jy met hom deel. Hoe is dit dan, dat 'n mens dan nou, jou privaat sake gaan deel met ander mense, wat nie eers weet wat, jy weet, regtig in jou hart aangaan nie, dat jy behoefte het om te praat, net met iemand. En hierdie sleutel het ek ontdek, hou op om jou parels vir ander mense te gooi, gaan gesels met die Here. Hy weet alles, hy weet dit reeds, maar hy wil hê, jy moet na hom toe kom in vertroue. Jy moet hom eers te vertrou, dis wat hy wil hê.
Vertrou hom, gesels met hom daaroor. Want dan gaan jy nie negatiewe invloed hê nie. 'n Vriend kan vir jou negatiewe antwoorde gee, of probeer raad gee. Maar God sal jou nooit die verkeerde dinge laat doen nie. Wanneer jy in verhouding met hom daar is, wanneer jy met hom praat, onthou, ons kommunikasie met God is wanneer ons met hom praat. Wanneer hy met ons praat, praat hy deur sy Heilige Gees met ons en deur sy woord. So, kom ons deel alles met ons hemelse Vader, want hy stel intens in ons belang. Goed. Dit is in die hart van die mens waar sonde en al die slegte dinge beplan word. Want die oorsprong van alles kom uit die hart uit. En dit is waar sonde kom, dit word oordink en dan kom dit tot uitvoer. So, in die binnekamer, waar die Here jou hart skoon was, witter as sneeu, en die versekering gekry word, dat jy aan hom behoort, en is sy kind. Met ander woorde, jy gaan sonder vertwyfeling, gaan jy met hom gesels. En jy gaan nie met jou eie gedagtes rondploeter nie, want jy weet, jy is nou met jou hemelse Vader besig. Jy is in sy teenwoordigheid, wat belangrik is, jy is in sy teenwoordigheid. En hy weet reeds, voor jy nog enige iets vir hom kon sê, vra, weet ons hemelse Vader reeds daarvan. Maar het is soos 'n kind. Die Vader weet, soms, dat byvoorbeeld, my kind weet, ek weet wat my kind nodig het. Byvoorbeeld by die skool, weet ek, hy het sekere items nodig. Maar hoe lekker is dit, as hy kind na my toe kom en sê, papa, ek het dit nodig. Kan papa my help? Kan papa dit vir my gee? En hoe lekker is dit, om dit nie van my kind af te hoor, en dan vir hom te sê, ja my kind, papa weet jy dit nodig, en ek gaan dit vir jou gee. Dis wonderlik, as ons met vertroue so na die Here kan gaan. Goed, die volgende punt of gedeelte. Die binnekamer is liefdes- en oorwinningsgrond. Hierdie is eintlik so wonderlik. Dink ons met al hierdie hoofde, as jy nou hierdie inhoud gekry het, ek dink, wat ek ook soms wil doen, voel ek, ek wil hierdie hoofdes, wil ek so plak in my binnekamer, en spesifiek hierdie een ook wat sê, binnekamer is liefdes- en oorwinningsgrond. Liefdes- en oorwinningsgrond, wat meer wil ons hê? Waar ons oorwinning kan hê, waar ons kan liefde en oorwinningsgrond hê. Dit is net fantasties. Goed, Psalm 23 vers 5. Dit sê, in die binnekamer berei die Here jou tafel voor teenoor jou teestanders. Ons ken ons daai gedeelte in Psalm 23, wat die Here sê, ek berei jou tafel voor, teenoor jou teestanders. En dit is waar die Here dit doen. Hy berei ons tafel voor, teenoor ons teestander. Hier maak hy jou hoof vet met olie, en laat jou beker oorloop. So daar is jy nie selfbewus nie. Jy is nie selfbewus nie. En die Here laat jou beker oorloop. Is dit nie wonderlik nie? Wil ons nie soms ons beker laat oorloop, en dan gaan ons kerk toe, en ons gaan, en dan hoop ons, yes, ek hoop hulle gaan vanmôre die regte liede sing, en die regte boodskap bring, en die regte bemoediging gee, sodat my beker kan oorloop. Nee, dis nie waar jou beker gevul moet word nie. En ek sê nie, dis belangrik om nie kerk toe te gaan nie, en om dit nie daar te soek en te kry nie, maar dit is juis in jou binnekamer,
Hier maak jy jou hoof vet met olie en laat jou beker oorloop. Ek bied groot geheime met jou hier vandag. Ek hoop jy snap het saam met my. Dit is hier waar jy kan uitstap en die wêreld in die oë kyk en elke uitdaging die hoof bied. Kom ons kyk, wat kan dit wees? Dit kan wees siekte, dood of smarte wees. Dit is daar waar jy die wêreld in die oë kan kyk en elke uitdaging die hoof bied. En nie dit by ander mense te gaan doen en niemand in die oë te kan kyk nie. Maar is daar waar jy oorwinning kry, waar jy siek is, waar jy God kan vertrou en met die Here kan praat oor die siekte ook en nie wonder nie, want onthou ons moet sy woord gebruik, ons moet sy woord ken en sy woord wat vir ons sê, deur sy wonde is ons genees. Sê hy nie, gaan julle genees word nie. Hy sê, julle is genees. Nou, hoekom kan ons nie vir die Here daar gaan sê, Here, ek is genees. Ek staan op die woord. Die woord sê, ek is genees. Nou, hoekom kan ons dit, daar kan ons dit doen. Daar kan ons dit doen met Jesus. En daar herinner jy hom aan sy woord, want sy woord is 'n waarmaker. Hy is 'n waarmaker van sy woord. En in die binnekamer haal jy jou skatkis uit, soos jou kluis of wat ek wil, daar waar jou skatte is, né? Haal jy jou skatkis uit. Maak jou hart oop voor God en tree in gesprek met jou kosbaarste besitting. Dit is Jesus. Jesus. Ek wil jou vra vandag, is Jesus jou kosbaarste besitting? Is hy? Of is daar soveel ander dinge? Is jou vrou dalk jou kosbaarste besitting? Jou motor, jou huis, jou vliegtuig, jou boot? Wat is jou kosbaarste besitting? Gaan met jou, maak jou skatkis oop en sê, Here, U is my kosbaarste besitting wat ek het. En kom ons tree in gesprek met ons kosbaarste besitting, Jesus Christus. Dit is hier waar jy die liefde tussen julle, gesmee word en waar dit groei en groei. Dis soos met enige verhouding. Dit is waar liefde moet gesmee word en liefde moet groei. En dit is waar jou liefde kan groei vir Jesus Christus in die binnekamer. In die binnekamer speel jy klaar met die eie ek. Want ja, jy weet mos, wanneer 'n mens saam met ander mense is, dan die grootsheid van die lewe en die grootsheid van die mens. 'n Mens wil mos maar belangrik wees, jy wil groot wees, né? En wanneer kan jy bietjie dink, soms as 'n mens praat oor jou omstandighede met ander mense, en dan sê eie ek ook maar nog daarso. Maar waar jy in die binnekamer is, speel jy klaar met die eie ek. En hier word ons uitgedaag om te sê, speel klaar met die eie ek. Want as jy in jou binnekamer is, speel jy nie met jou eie ek nie. Want God is daar. God sien die hart. Hy toets die hart. Hy toets die niere. Hy kyk na jou opregtheid. En daar kan jy nie met hom speletjies speel nie.
So, wat 'n wonderlike manier is dit om van hierdie eie ek ook ontslae te raak. Hierdie trotsheid. Kom ons kyk wat sê Johannes. Johannes 3 vers 30 sê, hy moet meer word en ek minder. Hy moet meer word en ek minder. En die beste plek is, waar jy minder kan raak, waar jy nie voor mense is, en voor die wêreld is, waar jy voel jy moet veg, ek moet meer word, selfs in my werksituasie, waar ek hierdie projek het, en ek moet my alles bring, ek moet meer werk, nee, maar, as jy jou eie ek wil verloon, dan gaan doen jy in jou binnekamer, want dan kom jy agter, hierdie ek raak net so klein, hierdie eie ek raak net so klein. Hy sê, hy moet meer word en ek minder. Hy moet meer word en ek minder. Ek dink dit sal soveel beter gaan as ons God toelaat om meer in ons te raak en ons minder belangriker raak, maar God meer. 1 Korintiërs 15 vers 31. Dit sê, Paulus sê, ek sterf dag vir dag. Ek sterf dag vir dag. Wat beteken dit om te sterf? Ek gaan nie elke dag dood nie. Ek sterf elke dag, want dit is wanneer ek elke dag my eie ek neerlê. Al my eie begeertes, en al hierdie wilskrag van my, ek kan dit doen. Ek kan hierdie antwoorde kry. Ek sal veg vir my eie lewe. Ek is net ek voor en ek agter. Maar Paulus sê, ek sterf elke dag. Dit is hier waar jy jouself verloon met die eie ek klaarspeel. Dis in die binnekamer waar jy klaarspeel met die eie ek. Jy verloon jouself. Ons sê, Here, U, nie ek nie. U moet meer word in my. Ek word minder. So, ons speel klaar met die eie ek. Die vleeslike begeertes, kruisig. Want die vlees is dit wat sondig. Die vlees stry teen die gees en die vlees. Dit is waar die sonde inkom. Dit is hierdie vlees van ons wat sonde doen. Dit is wat maak die begeerlikhede van die vlees wat maak dat ons sonde doen. So laat ons hierdie begeertes kruisig. En dan sê die skrif verder, jou kruis opneem. Wat is die kruis? Jou kruis opneem en Jesus volg. Met ander woorde, wat symboliseer 'n kruis? Kruis symboliseer dood van 'n sterfte. En dis waar ons onsself moet verloon, waar ons onsself moet kruisig. Want hierdie vlees is so sterk, wat staan teenoor die gees. Want dit is hy wat sondig. En ons wil juist die sonde aflê. En dit gaan gepaard met ons moet wat is die woord? Ons moet heiligmaking nastreef. Heiligmaking. Ons kan nie net sommer heilig word hier op die aarde nie, want ons sit met ons vlees. Die begeertes van die vlees. Ons het ongelukkig hierdie liggame wat ons moet inleef totdat Jesus kom, totdat ons uitwoon en by Christus inwoon. So met heiligmaking wat ek daardeur probeer sê is dat ons kruisig die vlees. Jy maak die vlees dood. Jy maak daai gedeeltes dood van jou vlees wat wil sondig.
sodat ons ons kruis kan opneem en Jesus volg. Wat ook al die dag gaan gebeur, hierdie is vir my baie belangrik ook om met jou te deel. 'n Operasie staan voor 'n oop graf, oorwinningsmaak van jou kinders wat 'n atletiekresies wen. Alles, ja alles is slegs, dat ek net hier so aanbeweeg, alles, maar alles is slegs God se genade en liefde. En die goeie stryd kan gestry word met die wete, ek is in verhouding met my Vader deur Jesus Christus, sy Seun. Alles is genade vir ons. En dit is ook omdat dit 'n goeie stryd is wat gestry kan word. Met die wete, ek is in verhouding met die Vader deur Jesus Christus, sy Seun. Ek hoop dit is vir jou bemoedigend, want dit is vandag weer vir my nuut. Dit is weer vir my 'n bemoediging, hierdie gedeeltes. En ek is met die Here Jesus Christus bekleed en verseël met die Heilige Gees. Dit is hoekom daai versgedeelte ook sê, moenie die Gees uitblus nie, want daardeur is julle verseël tot die dag van die ewigheid. Is ons verseël deur die Gees van God. So laat ons bekleed met die Gees van God, waardeur ons verseël is deur die Heilige Gees. En dan die laaste gedeelte, jou binnekamer is jou geestelike tuin, waar jy met hom kan wandel, en stap vir stap, tree vir tree, hartsake met mekaar kan deel. Is dit nie awesome, dat ons die voorreg het, waar ons met hom kan wandel, stap vir stap, tree vir tree, ons hartsake met hom kan deel nie, want hy stel belang, vriend, hy stel belang in elke aspek van jou lewe, die kleinste ook, stel hy in belang, jou vrese, jou angs, selfs jou ongeloof. Die Here weet dit, hy het jou geskape. Hy het dan mens geword en onder ons kom woon, en hy het al hierdie emosies en alles het hy geondervind. Hy het dit ook deurgemaak, so hy weet presies. Want alles is bekend by hom. Kom ons bring ons laste na hom, kom ons gesels met hom, kom laat hy jou beste vriend raak. Want daar is soveel mense wat God vrees. Ek praat nie van God vreesend is nie, maar hulle is bang vir God, want hulle is bang, hierdie God is 'n God van straf, hierdie is 'n God wat ons net in die hel wil werp. Hierdie is 'n God wat net na ons kyk, wanneer sondig ons. En daardeur word God vermy. Maar nee, wanneer ons liefdevolle hemelse Vader ontmoet, wat 'n God van liefde is, en begin 'n verhouding met hom bou, dan sal ons besef hoe lief het hy ons. O, dikwels mis ek vrede, as daar pyn en kommer kwel. Oor as nie gelowig, alles in gebed aan God vertel. So maak hom jou vriend, in jou binnekamer word hy jou vriend. Goed, hier is juis
Sonder dat ek nou hier gelees het, het hierdie liedjie reeds in my hart opgekom, maar kom ons gaan dit gou hierso deur. Met sy stem so soet streel hy my gemoed, en vertel my, ek is sy kind, en met sielevreug het hy my verheug, soos niemand hier ondervind. Is jy lus vir hierdie uitdaging wat ek vandag aan jou gestel het? Gaan jy dit probeer? Gaan jy jou binnekamer die gebedsplek maak, waar jy en God in verhouding kan gaan? Mag die Here vir jou seën, soos wat ons verder gaan, laat ons die Here loof en prys deur gebed, en weet, ons het 'n hemelse Vader wat omgee, en dat ons in die binnekamer, in die stilte kan gaan, waar niemand weet, waar ek alles met hom kan deel, my vreugde, my hartseer, my ontevredenheid, my ongeluk, en by die voete van Jesus kan sit, en hom daar kan loof en aanbid, waar ons vrede kry. Mag jy geseënd wees. En tot volgende week, ek vra jou weer om te subscribe en te like, en dat jy ander mense sal vertel hiervan, en dan gaan ons met jou die volgende gedeelte deel oor gebed. Seën vir jou in Jesus naam. Totsiens.